Ek groet in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker, op hierdie Woensdag, die 26ste Augustus 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Vanmôre se woord kom uit die boek van Klaagliedere, hoofstuk 3, vers 39 tot 57. Klaagliedere is natuurlik geskrywe deur Jeremia, die profeet Jeremia. Maar luister mooi, wat sê hy hierso? Wat klaag 'n mens in sy lewe? Laat elkeen klaag oor sy sondes. Laat ons weer naspeur en deursoek en ons tot die Here bekeer. Met ander woorde, ons moet onsself deursoek, ons moet kyk, waar is daar foute in ons lewe, en ons moet dit oplos, deur onsself te bekeer. Ons moet ons sondes bely voor ons Vader, dat ons kan skoon was. Laat ons hart saam met die hande ophef tot God in die hemel en sê, ons het oortree en ons was wederstrewig. U het nie vergewe nie. U het in toorn gehul en ons agtervolg. U het gedood sonder verskoning. Dit is wat gebeur wanneer ons sondes probeer wegsteek, wanneer ons sondes probeer verregverdig, dan slaan die Vader ons. Hy toorn oor ons. Hy gee ons pak slaag. Want sy woord is baie duidelik, dat ons moet onsself toon voor hom. Ons moet ons sondes bely voor hom. Ons moet ons reinig. U het uself in 'n wolk gehul, sodat daar geen gebed kon deurdring nie. U het ons 'n uitvaagsel en 'n wegwerpsel onder die volke gemaak. Al ons vyande het hulle mond teen ons oopgetrek. Skrik en kuil het ons deel geword, ondergang en verbreeking. My oog loop af en waterstrome oor die verbreeking van die dogter van my volk. Jeremia het gehuil. Sy hart was seer oor sy volk wat wegbeweeg van God af, sy volk wat ongehoorsaam is, sy volk wat die dinge doen wat nie by die Here pas nie. My oog vloei rusteloos weg, sonder ophou. Totdat die Here uit die hemel neersien en aanskou. Ek vra jou vandag, hoeveel keer huil jy oor die dinge wat jy verkeerd doen? Hoeveel keer huil jy omdat jy skuldig voel, sleg voel oor die verkeerde dinge wat jy doen? Hoeveel keer vra jy God om jou te vergewe? Hoeveel keer bely jy dit so waar voor God die Skepper? My oog gee my pyn oor al die dogters van my stad. Hulle het my soos 'n voël rondgejaag, die wat sonder oorsaak my vyande is. Hulle het my lewe in 'n kuil tot niet gemaak en klippe op my gegooi. Water het oor my hoof gestroom. Ek het gesê, dit is klaar met my. Ek roep u naam aan, Here, uit die onderste kuil. U hoor my stem, verberg u oor vir my ontboeseming, vir my hulp geroep nie. U kom nader, die dag as ek u aanroep. U sê, wees nie bevrees nie. God is so regverdig. Wanneer ons wegbeweeg van God, of ek en jy, wanneer sonde ons weglei van ons Skepper af, wanneer skuldgevoel ons weglei van God af, dan beweeg ons weg van hom af. En hy hou sy hand nie weg van ons af nie, want hy wil ons teruglei. Hy laat dinge gebeur dat ons moet besef, ons het hom nodig. Hy tig ons, hy roep ons, hy vergeld ons.
Maar die oomblik wanneer ons uitroep, Here help my, wanneer ons daai hulpgeroep uitskreeu, wanneer ons hier in ons harte sê, Here, asseblief vergewe my, dan hoor hy ons. Hy versteek hom nie vir ons nie. Hy is 'n barmhartige God, hy is regverdig. Die oomblik wanneer ons uitroep en sê, Here, help my, vergewe my. Wanneer ons hom begin soek en ons vergifnis vra, nie net oor ons sondes nie, maar ook omdat ons wegbeweeg van hom af, omdat ons minder met hom praat, omdat ons minder ons Bybel lees. Maar die oomblik wanneer ons uitroep en vergifnis vra, dan hoor hy ons. Hy rig sy oor tot ons en hy vergewe ons. Want hy is 'n liefdevolle God, vol vergifnis, vol barmhartigheid. Hy wil net hê, ek en jy moet hom aanbid, ons moet ons hoop in hom plaas, ons moet hom vertrou. Roep uit na hom vandag, soek hom. En jy sal sien, hy sal die dinge in jou lewe begin verander wanneer jy opreg soek na hom. Hy sal jou vergewe, hy sal jou verlos. En stelselmatig, as jy alles bedoel uit jou hart uit, gaan hy dinge begin herstel in jou lewe. Het is belangrik om 'n verhouding te hê met hom. Dit is belangrik om met hom te kan praat. Dit is belangrik om hom te soek in al jou weë. Dit is belangrik om hom aan te roep. Loof hom, eer hom met alles in jou. Want hy is lief vir jou. Hy wil hê jy moet na hom toe kom. Hy wil hê jy moet vergifnis soek. Hy wil hê jy moet kom vrede maak. Hy wil hê jy moet met hom kom praat. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons U kan aanroep in enige tyd, Here. Dankie dat ons U kan soek, Here, wanneer ons die oorsaak is van ons eie probleme, wanneer ons wegbeweeg het van U, wanneer ons vertroue in die wêreld geplaas het in plaas van in U, Here, wanneer ons mense begin vertrou het in plaas van U, Here, wanneer ons mense se raad begin soek het in plaas om raad by U te soek, Here, wanneer ons mense se leiding begin soek het in plaas van om U leiding te soek, Here, wanneer ons ander verhoudings bo oor U plaas, Here. Ons is jammer, Here, dat ons soms die vlees die voordeel gee in plaas van om U te vertrou. En alles wat ons doen, Here, vergewe ons, Here. Net sodat ons ander ook vergewe. Verlos ons, Here. Help ons om meer in die gees te lewe as in die vlees. Dankie vir hierdie dag, Here. Dankie dat ons kan uitroep. Dankie dat ons kan vergifnis vra, Here. En ons weet dat U 'n God is van genade. U wat ons aanhoor en ons vergewe. Lei ons nie in die versoeking nie, Here, maar verlos ons van die bose in Jesus naam. Amen. Onthou, lees self jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.